Goeiemôre almal. Ek dink ek die eerste groet. En ek groet jou ook in daai naam soos ek die naam vroeër gesê het, wat bo alle name is. Die naam van Jesus. En dis waaroor dit gaan. En dis waarom ons hier is met mekaar. Dis in daai naam, die naam van Jesus. Kom ons bid voordat ons na die woord toe gaan. Ons is vanmôre opnuut weer bewus van ons as mense afhanklikheid teenoor U. Ons is opnuut weer bewus daarvan dat ons baie kwesbaar is, klein is, nietig is, stoffies is. En dat U gekom het, die daling van die hemel, aarde toe gekom het, om stoffies soos ons te kom optel en vir ons betekenis te kom gee. Vir ons sin te kom gee in die lewe. Vir ons 'n doel gegee in die lewe. En 'n ewige eindbestemming. En dis alles genade. Dankie daarvoor, Jesus. En so ook vanmôre wanneer ons na die woord toe gaan, ons wil vra Here dat U vir ons sal kom lei in ons gedagtes en dat U deur die Gees tot elke hart en lewe sal kom spreek. Want U weet wat dit nodig het om te hoor. Tot heerlikheid van U naam. Amen. Ons is nog steeds maar besig met die reeks oor wat Jesus ons kom leer. Want soos hy vir ons gesê het, vir sy disippels gesê, gaan maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Nou wat het hy sy disippels geleer? Ons is nou vir 'n hele tydjie besig en ons gaan vir baie lank op besig wees. Want Jesus het baie dinge vir sy disippels geleer. En baie van die wat hy vir sy disippels geleer het, is nie so lekker op die oor nie. Want dis nie wat ons regtig wil hoor nie. Ons wil ons kitsoplossing sien. Ons wil vra en die antwoord moet soos nou daar wees. Is dit nie so nie? Ons leef in 'n wêreld waar ons soek vir kitsoplossings. En wat gaan gebeur? Kan nie wag nie. Here, dit is kritiek. Kan ons self sien dis kritiek. Ons soek 'n oplossing, soek antwoorde, soek voorsiening, ons soek uitkoms. En dis die wêreld wat ons lewe. Maar wanneer Jesus kom by dinge soos, en jy gaan wag, klop, en jy gaan lang klop, soek, en jy gaan baie soek, vra, en jy gaan baie vra, voordat die antwoord kom. Want niemand van ons weet hoe lang jy gaan soek, klop of vra. Niemand van ons weet. So vanmôre, Lukas 21. Wees by dis die prediker. Lukas 21. Vanaf vers 10. En dit is volgens goed dat ek en jy Jesus ernstig opneem. Dit sal 'n goeie ding wees vir jou, as jy Jesus ernstig opneem in sy woord. Wat hy ook al vir jou sê, neem dit ernstig op. Dis nie 'n voorstel nie. Wat hy sê, staan vas. En niemand kan daarin verander nie. Vers 10, Lukas 21, toe sê hy vir hulle, die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pestsiektes en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Maar oor al die dinge sal hulle julle aanjaag. Hulle hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor die konings en gouverneurs bring ter wille van my naam. Ter wille van sy naam sal vervolg. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis. Neem julle dan in harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Want ek sal aan julle woorde en wysheid gee, wat al julle teestanders nie sal kan teespreek op weerstaan nie. Maar julle sal oorgelewe word en ook deur die ouers en broers en bloedverwante en vriende en hulle sal van julle doodmaak. En julle sal gehaat wees ter wille van my naam. En geen haar sal van julle hoof ooit verlore gaan. Deur julle verhaal en harding moet julle lewe in besit kry.
getrou tot die einde toe. Sê dit vir ons in hierdie gedeelte. Om getrou te bly tot die einde toe. En daai pad kan lank wees tot die einde toe. En vir baie is dit nie maklik nie. Hulle raak moedeloos langs die pad. Want hierdie tot die einde toe raak nou te lank. Daar was 'n sendeling in China wat vir haar geloof was gearresteer. En die leiers het haar gesê, sy moet haar Bybel vat en dit daar voor hulle aan die brand steek en dit uitbrand. Sy sê vir hulle, ek kan nie die woord van God verbrand nie, want dit brand alreeds in haar. Sien, wanneer die woord van God in jou lewe leef, kan hulle maar die boek wegvat. Maar sy woord, die waarheid van sy woord, leef voort in jou hart en in jou lewe. Lukas 21 neem vir ons na 'n soortgelyke tyd waar ons onsself nou in bevind. En sy disippels moet hulle voorberei vir moeilike dae wat gaan kom. Nie rooskleurige nie, nie wonderlike nie, nie voorspoedige nie, moeilike dae wat gaan kom. Ongelukkig hoor ons net baie van die wonderlike dae wat nog gaan kom. En ek sê, ek sal dit graag ook wil sien, en ek graag ook wil glo. Maar as ek na Jesus luister, dan sê hy vir my, daar gaan moeilike dae kom. Hy praat eerlik oor oorloë, oor aardbewings, oor siektes, oor vervolging. Maar hy bring ook 'n woord van hoop, ten spyte van hierdie goed wat gaan gebeur. God se kinders sal voortgaan in volharding, anders gaan jy dit nie maak nie. Jy gaan moet vasbyt. Jy gaan moet deurdruk. Anders gaan jy dit nie maak nie. En jy gaan dit alleen ook nie maak nie. Want jy het hom nodig in hierdie proses. So, nommer 1, ons leef in 'n onstuimige, woeste, lelike wêreld. Dis maar die wêreld wat ek en jy jouself in bevind. Verse 10 en 11 sê dit vir ons. Die een nasie gaan in die ander opstand, die koninkryk in die ander, daar sal aardbewings wees, verskillende plekke, hongersnoode, pestsiektes en verskillende groot tekens van die hemel af. Dit is 'n onstuimige wêreld. Nie 'n maklike wêreld in ons lewe nie. Oorloë, politieke spanning is deel daarvan. Natuurrampe, siektes, dinge wat mense se fondamente gaan skud. Rusland en Oekraïne is in oorlog, hoeveel jare nou al reeds. Hamas en die hele Muslim Brotherhood saai chaos die hele wêreld deur. Christene word vervolg en uitgewis. Dink maar aan Nigerië, Noord-Korea, Somalië, jy praat van Somalië nie. Jemen, Libië, Sudan, verskrikkelijk in Sudan aan die gang. Eritrea, Syrië, Iran, China, oral. En hoofstroom media is doodstil oor Christene wat vervolg word. Maar jy mag nie 'n skewe woord vir 'n moslim sê. Dan is dit islamofobie. Nie 'n skewe woord. Die wêreld van ons lewe is onstuimig en verwronge. Ons moet dit besef. Ons leef in 'n vervalle, siek, seer wêreld. Jesus het gesê, wees te wagte. Dit gaan gebeur, dit is so. Hy sê, moenie geskok wees oor hierdie dinge nie. Maar dit beteken nie dat hy beheer verloor het. Hy is nog steeds in beheer. Daarom moet ek en jy nooit in die oog verloor nie. Jesus is nog steeds in beheer, ten spyte van hierdie onstuimigheid wat die wêreld in verkeer. Ons sien dit elke dag, konflikte orals. Dis asof mense floreer konflikte. Floreer om die straat in te gaan en verwoesting te saai. Dit gaan die mense verstand te bowe. Jy wil môre daai bus ry, maar jy brand hom nou uit. Jy wil môre na die biblioteek toe gaan, maar jy brand hom nou uit. En so gaan dit in hierdie verwronge wêreld van ons aanneem. Dit gaan net eenvoudig aan. Dit stop nie. Dis asof hierdie goeie steeds eksponensieel toeneem elke liewe dag van ons lewens. Konflikte, pandemies. Hulle praat van nog pandemies, want hulle wil kyk hoe gehoorsaam is die wêreld. Maar die gelowige kyk anders na hierdie goed. Die kind van God
kyk anders na die wêreld gebeure. Ons sien dit, ons neem dit waar. Maar die probleem is soms, ons deel so smaaklik daarin, en gesels so smaaklik oor hierdie goeders, dat ons perspektief verloor, van wie is eintlik in beheer. It's not a call to fear, it's a call to readiness. More iemand wil sê. This is not a call to fear, it's a call to readiness. Dit is 'n oproep vir ons om gereed te wees, dat ons koning kom. Hy is voor die deur. So, ons leef in ons stewige wêreld, ons gaan nie daarby parkeer nie, want dit is so. Maar, daar is ook 'n verdrukte kerk. Die kerk van Jesus Christus, die antwoord vir die wêreld, wat Christus kom plant het, is verdruk en word verdruk. Want Jesus sê, hy gaan vir julle volg ter wille van my naam. Julle gaan moeilike tye ry, omdat julle my naam dra. En daar is vervolging. En die Christene wat in Nigeria en Sudan en die plekke vervolg word, dis brutaal hoe hulle vermoor. Dit is miskien 'n goeie ding dat dit nie op hoofstroom media is nie, want dit is net te akelig om te aanskou. Hoe 'n mens so kan optree teen 'n ander mens. Ek verstaan nie daai. Dis maar die wêreld, ons lewe siek, soos in siek. Jesus draai nie weg van die harde werklikheid nie, dit is net eenvoudig so. Sy volgelinge gaan swaar kry. Sy volgelinge gaan verraai word. Hy was self verraai. Hulle gaan gehaat word, terwille van sy naam. En dit is so, en ons neem dit waar. Dit is nou maar net eenvoudig so. Jesus het ons net bedag gemaak daarop. Maar, sê hy, dit gaan uitloop op 'n getuienis. En jou getuienis, die siekte toestand het uitgeloop op getuienis om vir ander moed te gee. En elkeen wat 'n ondervinding of 'n nare ondervinding in jou lewe gehad het, loop dit uiteindelik uit op 'n getuienis. Hoekom? Omdat jy Jesus in jou lewe het. Want hy maak die verskil. Want sonder hom is hy net nog 'n storie. En die huisgenoot gaan jou besoek en hy gaan 'n artikel skryf en die huisgenoot plaas. Maar wanneer jy waarlik 'n gelowige kind van God deur 'n moeilike tyd gegaan en die Here daaruit uitgehelp het, kom dit uit as 'n getuienis en dit help ander. Moenie stil bly oor jou swaar kry. Deel dit moet my moeilik gaan. Maar die Here het weer gekom vir my. Maar die Here het voorsien. Maar die Here het onderneem. Maar die Here het my aangeraak. Daar is altyd 'n getuienis van uit die swaar kry. En dis wat die kerk van Jesus Christus nalaat om te doen. Om te praat oor sy getroue, oor hoe hy ons gehelp het en neergedra het en voorsien het en onderneem het. En al die moeilike tyd en spite van 'n onstuimige, siek, seer wêreld, is daar 'n verdrukte kerk. 'n Kerk wat die antwoord moet wees, word nou onder druk en onder geweldige druk geplaas. En wanneer mense jou nie verstaan nie, wanneer mense hierdie goed nie verstaan nie, hou jy aan met jou getuienis. Mense gaan dit nie verstaan. Die wêreld verstaan nie die Christense getuienis nie, want hulle ken hom nie. Hy het na sy eie toe gekom, sê Jesus homself. En sy eie toe hom nie ken nie. Maar die moet op antwoord, want hulle het die mag gegee om kinders van God genoem te word. Jou collega's verstaan jy dalk nie eens nie. Jou familie verstaan jy dalk nie eens. Hulle verstaan nie waar jy kom nie. Verstaan nie waar die Here jou gedra het nie. Maar jy bly net eenvoudig getrou in jou getuienis. Bly getrou oor dit wat hy vir jou mee gehelp het. Hoor jy die profeet Jesus beskryf het vir ons hier in Jesaja 53. Hy beskryf Jesus, die profeet het ver vooruit gesien en Jesus se lyding gesien. Jesus se getuienis eintlik. Jesaja 53:7. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie. Soos 'n lam wat in die slagplek gelei word. En soos 'n skaap wat stom is voor die skeders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Nie oopgeplaat van hy, maar nie gekla daaroor nie. Nie akker en as nie, ja, maar kyk wat gaan ek maak met die. 'n getuienis is wat lof en kom. Dat is 'n verskil. Baie se
is 'n rede tot 'n klaaglied. Nog 'n klaaglied by Jeremia. Klaaglied van wie ook al. Jy kan kies hoe jy wil wees. Andrei se klaaglied of Nathan se klaaglied. Dis nie 'n klaaglied nie. Dis 'n loflied. Dis 'n loflied want ons weet wie vir ons gaan deurkom. Hy is ons koning, hy is ons Here. Hy gaan vir ons deurkom. En Jesus het nie gekla nie. Ten spyte van wat hy deurgemaak. Onregverdiglik. Die toppunt van onreg het hy deurgemaak. So die kerk is nie vrygespreek nie. Maar daar is beloofde hulp, daar is hulp op pad. Daar is 'n belofte wat hy vir ons sê, gee, vers 13. En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis, neem julle dat ter harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie. Daar is hulp op pad. Die Here kom altyd deur vir die wat aan hom behoort. Op een of ander manier bring hy getuienis in jou hart. Moenie vooraf dink wat jy gaan sê nie. Moenie dink hoe jy jouself gaan verdedig nie. Want hy gaan vir jou die regte tyd gegee word. Hy sê, ek sal self met julle wees. Ek sal vir julle die woorde gee. Julle hoef nie te dink of slim te wees oor wat jy gaan dink nie. Hy sal vir die woorde gee. Hy sal beskikbaar wees om op die regte tyd die regte woorde te gee. En ek het dit self ondervind. Ek hoef nie my voor te berei soms in berading. Want die Here gee my die regte woorde op die regte tyd. En dit help. Een of ander manier, dit werk nie tevoordig so. Daar is soveel getuienisse oor mense wat moeilik tye gegaan het, deur die druk tye gegaan het, en hoe die Here vir op die regte tye en die regte woord gegee het. As ons maar dink aan die getuienisse van soveel martelare, terwyl hulle gemartel word vir hulle geloof, gee die Here vir hulle die regte woord op die regte tyd. En daarna dink hulle daaroor. Selfs die Here Jesus toe aan die kruis gesterf het 'n Romeinse soldaat gesê, maar dit is die seun van God. Waarlik, dit is die seun. Daai getuienis, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hier hoor hierdie ou dit, en hierdie getuienis was tot sy inkeer. So as die kerk hier 'n moeilikheid uitgaan, dan praat ons oor die grootheid van ons Here. Ons vergewe. Ons dra nie wrok nie. Ons vergewe. Hulle het ons vervolg. Hulle het ons te nagekom. En dit is die getuienis van die grootheid en die genade en die goedheid van ons Here. Hy inspireer wat om te sê op daai tyd. Jy hoef nie akademiese graad te hê nie. Hy weet wat om vir jou te gee op daai tyd. Maar as 'n besonderse beskerming hoor ek ook vir ons hierso voor vers 18 en 19, want hy sê, geen haar sal van julle hoof ooit sal van verlore gaan nie, deur julle verharding met julle lewe besit kry. Dit beteken nie dat daar gaan nie skade wees aan 'n haartjie van my nie. Selfs 'n haar wat val van, hy weet daarvan. Wanneer jy vanmôre jou haar geborstel het, van elke haar wat uitgeborstel het, hy weet daarvan. Hy is bewus daarvan. En dit sal nie verlore gaan nie. Met ander woorde, jou lewe is vir hom kosbaar. Jy sal nie verlore gaan wanneer jy onder sy beskerming is, deel van sy beskerming is nie. Geen haar sal verlore gaan nie. Jy ook nie. Hoe kan Jesus dit sê as hy sê dan sommige gaan doodgemaak? Hoe verklaar ons dit dan nou? En dit is waar ons weet die ewige sekerheid, die ewige veiligheid wat hy vir ons beloof. 'n Sekerheid van 'n eindbestemming wat vas is, wat die wêreld nie ken nie. Weet jy van hierdie eindbestemming nie? Baie glo dit, as ons sterf is ons kompos, dat is verby met jou. Want die vriend van God is dit, ons gaan oor na 'n nuwe lewe in Christus, 'n nuwe lewe saam met hom. Stefanus was een van die eerste martelare. Hoor net hoe hy dit beleef het in Handelinge 7:54. Nou, dit is 'n hele getuienis gegee, 'n hele preek oor die Ou Testament. Toe hulle hoor, was hulle verwoedend in hulle harte en het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterkant van God. Hy het gesê, kyk, ek sien in die hemel en geopen, die deure geopen en die seun van die mens aan die regterkant van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestort en het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuienis
het in kere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. Saulus het dit gesien. En Stefanus se getuienis het tot sy hart gespreek. 'n Paar dae daarna kom Saulus tot inkeer. As gevolg van Stefanus se getuienis. En hulle Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here, ontvang my gees. En as hy knieë neergeval het met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Die feit dat hy nie sy aanklaers en sy martel, hulle wat hom gemartel het en hom klip gegooi, geskel het nie. Die Here vergewe hulle, dieselfde wat Jesus gedoen het op die kruis. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen. Dit is 'n getuienis gewees vir die kruis staan. Vir die Romeinse soldaat en ook vir Paulus uiteindelik. Dat jou lewe 'n getuienis wees, ten spyte van jou swaarkry, ten spyte van die moeilike tye wat voor lê. 'n Getuienis van God se groot. Klompie getuies van martelare. Johannes Hes, of Johannes Hus, het sê reformatie gewees, daar in die 15de eeuw. En terwyl op die brandstapel vastgemaak is, en die vlamme lek hier om hom, het hy tot sy loof tot God uitgespreek en lofliedere gesing. Terwyl hy brand, het hy lofliedere tot God gesing. Hulle het sy oorskot in die Ryn rivier gegooi, sodat niemand sy oorskot kon neem, en dit as 'n relik kan verklaar nie. En sy volgeling het gesê, eintlik het hulle vir Johannes Hus 'n groot guns aangedoen, want hy wou nie geëer en geërken word nie. Toen was hy weer in die see, in die rivier. Op 19-jarige ouderdom met Johanna van Arkel in Frankryk, 19-jarige ouderdom, op die brandstapel gesterf vir haar geloof in Jesus. Sy was 'n ondersteuner van die reformatie dan in Frankryk. Op die brandstapel vir haar geloof in Christus. En hulle moes haar 'n paar keer uitbrand. Want hulle sê, as haar iets oorblyf van haar, gaan hulle dit ook gebruik as een van die relik en dan na die tyd. 'n Getuienis van 'n vrou, 'n meisieke, wat die Here lief gehad het en nie stil gebly het oor nie. En terwyl sy op die spas op die brandstapel was, het sy net gesê, Jesus. Net Jesus. Twee martelare wat in die tronk was, besig om hulle brandstapel daar buite voor te berei, en hulle bid vir mekaar, dat hulle sal moed hê en genade hê om die volgende dag op die brandstapel te kan sterwe. En nadat hulle mekaar gebid het, toe druk die een die kers dood, en hy brand sy vinger en sê, ouch! As dit nou so seer is, hoe gaan dit môre voel op die brandstapel? Sy vriend sê vir hom, jy het nie nou die genade nodig vir 'n kers nie, maar jy gaan môre die genade kry, wanneer jy op die brandstapel is. So kom hy deur vir hulle wie aan hom behoort. So dra hy hulle deur, so beskerm hulle, en as hy brandstapel, hulle kan hulle nie uitgebrand kry nie. Maar hulle getuienis leef voort. Hulle legende leef voort, op grond van hulle vertroue in die Here Jesus. Kan mense dit van ons sê? Dat ons lewe so sprekend is van die genade van die Here, en die liefde vir hom, dat dit hulle inspireer, om te dink daaraan. Miskien lê daar iets in daai getuienis. Miskien lê daar iets in hierdie se woorde. Miskien lê daar iets in hierdie se lewe. Ten spyte van hulle swaarkry, ten spyte van die moeilik, is hulle nog steeds bly in die Here. Is daar blymoedig, is daar opgewondenheid oor hom. Ten spyte van die swaarkry, is daar opgewondenheid oor hom. Deur julle volharding, moet julle julle lewe besit kry. Jy vas te byt, gaan jy deur. Volharding beteken aanhou, bly vertrou, bly lief hê, bly leef, bly loof, terwyl jy in 'n moeilike tyd is dalk in jou lewe. En dis nie almal wat in 'n moeilike tyd is altyd nie, maar wanneer dit gebeur, dat jy paraat is daarop. Volharding is daai brug tussen beproewing en oorwinning. Jy is beproewing, maar as oorwinning, en volharding is daai brug wat ons
hou aan. En ek weet, is baie wat jy so sit vanmorgen, wat kan saamstem. Dit is so. Dit is so in my lewe. Ek het dit ervaar, ek het dit beleef, dit is so. Jy moet net aanhou en bly glo, dat hy gaan jou deurdra, hy gaan jou onderneem, hy gaan voorsien op 'n manier, wat ons nie weet nie, hy gaan, want hy is getrou, en hy sal dit nie. Bly net getrou tot die einde toe. Dis nie die moeite werk om halfpad, sê, ag nee, wat hierdie ding werk nie. Dan gaan jy 'n groot saligheid mis. Jesus beloof nie 'n maklike pad nie. Maar hy beloof 'n ewige, veilige bestemming. 'n ewige, veilige bestemming in sy teenwoordigheid vir ewig. Die wêreld mag wankel. Die wêreld mag sleg lyk as wat dit ook al mag lyk. Maar wanneer die gelowige vas staan op die rots, Jesus Christus self, gaan jy dit maak. Maar sonder hom kan ons nie. Sonder hom kan ons nie, gaan ons nie, en wil ons nie. It's not a call to fear. It's a call to readiness. It's 'n oproep om gereed te wees. Altyd. Al gaan het hoe rof in jou lewe. Ek weet nie waar jy nou is in jou lewe nie. Ek weet nie waar jy nou is in jou reis met hom. Die wêreld kan dalk jou naam uitvee in die bevolkingsregister. Maar as jy op Jesus gevestig is, gaan hulle nie jou naam in die boek van die lewe vee nie. Hulle kan dit nie. Jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. Al is jou naam nie meer op 'n bevolkingsregister. Prys die Here daarvoor. Glo jy? Weet jy? Vertrou jy? Ten spyte van wat jy doen. Want onthou, sommige is in 'n moeilikheid. Sommige kom daaruit. En dalk is ander op pad na 'n moeilikheid. Maar ten spyte van volhard. Druk deur. Byt vas. Moenie moedeloos raak. Moenie moedeloos raak. Kom ek bid vir jou. Here Jesus, soos wat ons vanmôre hier so sit, is daar maar storms wat in mense se lewens. Dit is nou maar net so. Dis maar die deel van die lewe. Storms woed in mense se lewens. Een of ander tyd. Dalk nie nou nie. Dalk kom hulle uit 'n storm uit en dalk is hulle op pad na 'n storm toe. Maar Here Jesus, ek bid U vanmôre dat by die aanhoor van U woord mense sal paraat wees, voorbereid wees, vasberade wees. Ek gaan die Here vertrou. Ek gaan hom vertrou. Ek weet nie hoe nie. Ek weet nie waar nie. Ek weet nie waarheen nie. Maar ek gaan hom vertrou. Daar is nie vir my 'n ander uitweg nie. Ek gaan hom vertrou. Dankie Jesus dat U vir ons vanmôre opnuut weer daarmee bemoedig. Dankie daarvoor. En dit was nie 'n voorstel gewees nie. Dit was 'n oproep om gereed te wees en gereed te bly tot die einde toe. Dankie Jesus. Dankie. Amen. Dis nie altyd maklik om te sê daar's moeilike tye op pad nie, maar soos ons sê, dit is nie, ons wil dit nie wegsteek nie, want dit is die waarheid. En dit gaan soms so moeilik dat mense voel, maar niemand gee om vir my nie. Dis nie waar nie. Hier sit mense. Hier sit mense met wie jy kan gesels. Wanneer dit moeilik gaan, want jy voel ek kan nie meer nie. Moenie op jou eie eilandjie bly nie. Ryk uit na iemand toe sê, stap net saam met my. Ek weet nie, daar's nie antwoord nie, maar stap net saam met my, want ek het dit nou op hierdie stadium baie nodig. En ek weet daar's baie martelvrate. Ek wil dit alleen asseblief nog swaar kry. Moenie, jy het nie nodig nie. Dis genoeg mense omgee vir jou. En saam met jou, daar's nie altyd antwoorde en oplossings nie. Maar net te weet, is iemand saam met my, by my, met my, maak dit alreeds 'n groot verskil. Sal jy? Kom ons sing weer tot lof tot ons Here.